Welkom terug. In episode 2D oor verwoesting gaan ons na die moontlike toestande kyk wat voor en tydens die vloed geheers het, soos verduidelik op bladsye 83 tot 91 van die boek. Terwyl ons nou oor die vloed gaan leer, hou weer in gedagte dat ons nie daar was nie. Daarom moet ons afleidings maak oor dit wat gebeur het deur na die fossiele en landskappe te kyk en dit met die Bybelse openbaring vergelyk. Die vloed het ongeveer 2500 jaar voor Christus plaasgevind. So dis ongeveer 4500 jaar gelede. En die Bybel is gevul met besonderhede oor die vloed. Trouwens, die vloed verteenwoordig die mees gedetailleerde beskrywing van enige enkele gebeurtenis in die Bybel. En wat meer is, daar is vandag oral in die natuur duidelike bewyse van die gevolge of die effek van daardie vloed. Dit sal voorkom asof die klimaat voor die vloed lekker warm was, al die pad vanaf die Noordpool tot by die Suidpool. Dit is hoofsaaklik omdat woestyne, gletsers, yskappe en hoër seevlakke waarskynlik nie voor die vloed al bestaan het nie. Dit beteken dat daar meer grondoppervlakte en dus meer plek beskikbaar was vir baie meer plante om te kon groei. Hoe meer plante daar gegroei het, hoe hoër was die persentasie koolstofdioksied wat in die atmosfeer geproduseer is. Die afskorting daar is CO2 vir koolstofdioksied. Maar hoekom? Wel onthou jy hoe ons op dag 3 geleer het dat plante suurstof uitasem en koolstofdioksied inasem, terwyl lewende organismes soos mense en diere suurstof inasem en koolstofdioksied uitasem. So plante neem koolstofdioksied uit die lug deur 'n proses wat ons fotosintese noem, om soliede weefsel te maak soos blare, hout, bas, wortels, vrugte en sade. Jy gaan nog alles en nog wat daaroor leer by die skool. Dan, nadat die plante dood gegaan het, keer die koolstofdioksied weer terug na die lug, omdat die plante deur mikroorganismes ontbind word wat weer hierdie koolstofdioksied vrystel. En aangesien daar soveel meer plante voor die vloed op aarde was, sou baie meer koolstofdioksied in die atmosfeer geproduseer gewees het, nadat hulle doodgegaan het weens hierdie ontbinding. En dit sou verder warmer temperature veroorsaak het, omdat die kweekhuiseffek van koolstofdioksied verhoed dat hitte die aarde verlaat. Daar word gereeld vir ons vertel dat koolstofdioksied op 'n manier skadelik is, maar die waarheid is dat hoër koolstofdioksiedvlakke in werklikheid die groei en produktiwiteit van plante verbeter. Dis eintlik die ander emissies soos swaaldioksied en roet wat skadelik is en dit behoort verminder te word. Maar koolstofdioksied is 'n godontwerpte, kleurlose en reuklose gas wat krities is in die lewensiklus. Verdere bewyse dat die klimaat lekker warm voor die vloed was, is die ontdekking van verskeie plantfossiele reg oor die wêreld, selfs onder Antarktika se yslaag, waar steenkoolsome ontdek is. Steenkool is plantmateriaal wat gefossileer het en hierdie steenkoolsome bevat plantegroei wat nie vandag meer in die koue poolstreke voorkom nie, maar wel in warmer streke. Hierdie plantfossiele wys dus vir ons dat die aarde voor die vloed lekker warm was, selfs tot in daardie dele wat ons vandag die poolstreke noem. Die fossiele voorsien 'n foto van die soort lewe, die plante en diere wat op die aarde bestaan het die dag toe Noag in die ark ingegaan het. Dit openbaar 'n voorvloedse wêreld wat baie groen en vogtig was en absoluut gewemel het van plante en diere. Slegs breë riviere en vlak see het waarskynlik voorgekom. Voor die vloed was die meeste van die water waarskynlik diep in die mantel van die aarde gewees, waar daar vandag nog steeds heel wat water aangetref word. Dinosourusse het geleef en aanvanklik het almal van hulle plante geëet. Ons noem diere wat plante vreet herbivore. Nadat sonne in die wêreld gekom het, het sommige diere karnivore geword en hulle is vleisvreters. Hulle vreet ander diere. Die vleisvretende dinosourusse het waarskynlik meestal die groot plantvretende dinosourusse aangeval. Hoe dit ook al sy, die sondeval van die mensdom het die hele skepping baie nadelig beïnvloed, want voor die sondeval het al die diere
plante gevreet, nie mekaar nie. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moeswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Sommige mense glo dat die vloed net 'n lokale vloed was. Met ander woorde, hulle dink dat die water nie die hele wêreld oorspoel het nie, maar net 'n kleinerige lokale deel daar waar Noag eers gebly het. Maar as dit waar is, hoekom het God nie net vir Noag gesê om weg te trek nie, miskien tot op 'n hoë berg? Hoekom moes hy vleiende diere saamneem? Hulle kon ons maar net weggevlieg het as dit slegs 'n lokale vloed was. Nog meer belangrik, alhoewel God bykans alle lewe op aarde vernietig het, het hy ook beloof dat daar nooit weer 'n wêreldwye vloed sou wees nie. As 'n teken hiervan het hy vir ons die reënboog gegee. Deur die jare was daar al verskeie plaaslike vloede op verskillende plekke in die wêreld gewees, maar daar was nog nooit ooit weer 'n wêreldwye een soos in Noag se dae nie. Dink 'n bietjie hieroor. As Noag se vloed slegs 'n plaaslike of 'n lokale vloed was, dan sou dit beteken dat God sy belofte al oor en oor verbreek het. Omdat daar sedert Noag al so baie ander plaaslike vloede op aarde was. God breek nooit sy beloftes nie. Net soos die fossiele ons herinner dat God eens op 'n tyd die aarde bykans met 'n wêreldwye vloed vernietig het. Net so is die reënboog 'n pragtige herinnering van sy belofte aan ons dat hy die aarde nooit weer op hierdie manier sal vernietig nie. Ons weet dat daar wel 'n groot vernietiging gaan kom, maar daardie vernietiging sal deur vuur wees, nie deur 'n vloed nie. Jy kan daaroor lees in 2 Petrus 3 vers 10 tot 12. Die Bybel vertel dus vir ons duidelik dat dit 'n wêreldwye vloed was, maar wêreldwyd bestaan daar ook meer as 500 nie-Bybelse legendes wat oor 'n vloed handel, en die besonderhede in hierdie legendes stem verbasend baie ooreen met die Bybelse vloed. Vanaf die 3de skepingsdag tot net voor die wêreldvloed het die aarde heeltemal anders gelyk as vandag, waarskynlik met een superkontinent. Nie noodwendig in die vorm van Pangea nie, maar waarskynlik baie groter. Ons lees daaroor in Genesis 1 vers 9 tot 10. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen. Daar's baie inligting in Genesis 7 vers 11. God se woord beskryf hoe hy die droë land op die 3de skepingsdag vanuit die water laat voortkom het. 'n Sekere hoeveelheid van die water wat eers die aarde bedek het, is heel waarskynlik in hierdie proses in en onder die droë land vasgevang. Trouwens, geoloë het uitgewerk dat die rotse in die mantel van die aarde steeds genoeg water in hulle minerale struktuur bevat om die oseane so wat 10 keer oor vol te maak. Hierdie figuur wys vir jou waar die mantel van die aarde is. Met ander woorde, as die see 'n reuse bad was en jy die prop sou uittrek, sodat al die water in die see kon uitloop, dan sou jy die see 10 keer oor weer kon volmaak met die water wat steeds vandag in die mantel is. Die oopbreek van die fonteine volgens Genesis 7 vers 11 impliseer 'n vrylating van vuurwarm magma gemeng met stoom, wat die aardkors deurboor en oopgeskeer het om reuse riwe wat duisende myle ver strek reg om die aarde te vorm. Hierdie riwe, dit is die rooi kleure in die figuur,
is in die 1950s ontdek en volg 'n enorme sirkelroete reg om die aarde om die heel langste bergreeks met 'n lengte van 74.030 km te vorm. Die vuurwarm magma het massiewe hoeveelhede water in superwarm stoom laat verdamp, wat tot in die atmosfeer gespuit en toe weer vir 40 dae lank as intense globale reënval teruggeval het. Tesame met die stormreën, soos in Genesis 7 vers 11 beskryf word. Die magma wat uit die riwe opgedruk het 'n nuwe oseaanvloer begin vorm, wat so warm was, dat het opgewel en die seewater opgedruk het. Die seevlak het dus dramaties gestyg en die landdele is oorspoel. In jou skoolhandboeke gaan jy leer van Pangaea, 'n hipotetiese superkontinent wat al die huidige landmassas ingesluit het en vermoedelik bestaan het voordat die vastelande oor miljoene jare uitmekaar geskuif het. Maar soos ek nou vir jou verduidelik het, alhoewel ons 'n idee het, weet niemand presies hoe die kontinente voorheen in mekaar gepas het en hoe groot die superkontinent in werklikheid was nie. En het die kontinente werklik miljoene jare geneem om uitmekaar te skuif? Die oppervlakte van die aarde bestaan eintlik uit 'n mosaïek van rigiede plate wat elkeen beweeg soos wat die ander een beweeg. Die wegbeweging van die kontinente van mekaar word kontinentale drywing genoem. Volgens een van die teorieë wat gebruik word om kontinentale drywing te verduidelik, genaamd katastrofiese plaattektonika deur Dr. Baumgartner, kon die spoed waarteen die kontinente uitmekaar beweeg het tot 150 voet per sekonde gewees het. So dit is super vinnig, is meer soos 'n kontinentale naloop as kontinentale drywing. En dit het waarskynlik gebeur toe sekere plate onder ander plate ingegly het. Ons noem dit subduksie. So die oopbreek van die fonteine het veroorsaak dat die superkontinent oopgebreek het met die plate wat uitmekaar beweeg het, onder mekaar ingegly het en soms teen mekaar gebots het om vandag se bergreekse te vorm. Op hierdie manier het die kontinente binne slegs 'n paar maande tot in hulle huidige posisies verskuif. Die feit dat die fonteine eerste genoem word, dui vir ons aan dat die belangrikste waterbron waarskynlik 'n ondergrondse bron was. Met ander woorde, dit het vanuit die aarde as ook vanuit die see gekom. Hierdie fonteine het vir 150 dae of 5 maande lank aangehou met spuit. Daar was ook 'n ander tipe fontein wat in hierdie tyd oopgebars het, en dit was natuurlik die opgaarplek van die ondergrondse gesmelte rots of magma. Daar is vandag 'n groot hoeveelheid vulkaniese rotse wat wyd verspreid tussen die sedimentêre gesteentes voorkom. Die sedimentêre gesteentes is tydens die vloed neergelê. Dit is baie waarskynlik dat hierdie oopbreek van fonteine ook 'n hele reeks vulkaniese uitbarstings ingesluit het. Veral daar waar die warm nuwe seevloer onder die kontinente begin induik het. Ons noem dit subduksiezones. Groot hoeveelhede water is in die proses vanuit die aarde vrygelaat en hewige aardbewings en tsunamies het plaasgevind. Het jy geweet dat tot 70% van dit wat uit 'n vulkaan kom, eintlik water in die vorm van stoom is? En die sluise van die hemel is geopen en die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Dit het vir 40 dae en nagte lank aanhoudend gereën. Sommige mense het eers geglo dat daar 'n dik waterkolom om die aarde was en dat dit is waar al die water vir die vloed vandaan gekom het. Baie navorsing is egter hieroor gedoen en indien daar wel voor die vloed 'n waterkolom om die aarde was, sou daardie kolom nooit meer as 2 meter dik kon gewees het nie, omdat die temperatuur op aarde veel te hoog sou gewees het weens die kweekhuiseffek. 'n 2 meter dik waterkolom om die aarde sou ook nie juis 'n groot bydra tot die 40 dae en nagte van konstante reënval gemaak het nie. Volgens die katastrofiese plaattektonika model sou vulkaniese aktiwiteite veroorsaak het dat daar enorme hoeveelhede stoom vanuit die aarde vrygelaat sou gewees het, wat tot intense globale reënval sou gelei het, soos ek nou vir jou verduidelik het.
Die water vir die vloed het dus beslis nie net uit die lug geval nie. Meeste van die water het waarskynlik vanuit die aarde en die see gekom. Kom ons kyk net vinnig na fossiele. Wat is dit en hoe word hulle gevorm? 'n Fossiel is die oorblyfsel van 'n eens lewendige antieke organisme, ongeveer 4500 jaar oud, wat in rotsmateriaal gepreserveer en omsluit is. Dit sluit plante, diere en hulle oorblyfsels in, soos skulpe en tande, bene of volledige skelette, as ook hulle spore. Sekere fossiele bevat nie meer die dier se oorspronklike materiaal nie, maar bestaan uit minerale wat die organisme binnengedring en so die organisme se vorm aangeneem het. Hierdie minerale het uiteindelik verhard tot klip, ons sê dit het versteen, en so is die minerale nou in die presiese vorm van die organisme, of 'n deel daarvan, maar die organisme self is missing in action. Die organisme word nou 'n fossiel genoem. Navorsers het bevind dat hoenderbene en hout binne slegs 5 tot 10 jaar met minerale vervang kan word, terwyl 'n groot dinosourusbeen honderde jare mag neem voordat dit heeltemal mineraliseer. Dit alles hang net af van die toestande waaronder die gebeendere begrawe is. Baie dinosaurus oorblyfsels het nog steeds nie versteen nie. Om die waarheid te sê, meer as die helfte van die fossiel is nog oorspronklike been, nie klip nie. Sekere visfossiele ruik steeds na vis wanneer hulle eers ontdek word. Verskeie bome wat op dieselfde stadium as die dinosourusse geleef het, se hout is gepreserveer, maar dit het nog nie gefossileer nie. Wanneer ons die woord fossiel noem, dan dink mense meestal aan 'n stadige geleidelike proses oor miljoene jare, waar tydens rotslae of die as van vulkane die organisme stadig bedek en begrawe het. Nou as dit waar was, dan moes dit 'n absoluut wonderbaarlike gebeurtenis gewees het, want hoe kon dit stadig gebeur het sonder dat die organisme ontbind het of geaas is? Byvoorbeeld wanneer 'n vis vandag doodgaan, hoekom verander hy nie in 'n fossiel nie? In plaas daarvan blaas hy op, dryf vir 'n rukkie, sak af tot onder en word deur aasvreters verslind dat jy net skubbes sien dryf. Daar bly basies niks van hom oor nie. Kom ons gebruik 'n groter dier as 'n voorbeeld. Die meeste bisons, Amerikaanse buffels, is slegs bietjie meer as 100 jaar gelede tot bykans algehele uitwissing gejag. Waar is hulle fossiele? Wat het met hulle karkasse gebeur? En wat net 2 generasies gelede in ontelbare getalle oor die Amerikaanse vlaktes versprei was? Dit het skaars 'n spoor gelaat, die vleis is opgevreet en selfs die skelette het verdwyn. Dis duidelik dat hulle grootte niks te doen gehad het met die feit dat hulle nie gefossileer het nie. Daar's 'n enorme groot hoeveelheid gefossileerde plante in die sedimentêre laag en tog, wanneer 'n plant vandag doodgaan, selfs 'n reuse redwood of 'n krummetartboom, dan word hy met verloop van tyd maar net weer stof. Hoekom verander die plant nie in 'n fossiel nie? Dit verg baie spesiale omstandighede vir fossilering om te kan plaasvind. En verder, alhoewel ons letterlik miljarde fossiele in die sedimentêre strata kry, word hulle nooit meer in vandag se tyd op hierdie skaal gevorm nie. Watter toestande word dan nou eintlik benodig vir 'n fossiel om te kan vorm? 'n Skielike dood, 'n skielike begrafnis en baie swaar druk. Die druk is nodig, sodat geen suurstof teenwoordig kan wees nie, want as daar suurstof was, sou die organisme verrot het voordat dit kon fossileer. Hoe hoër die druk, hoe vinniger sou die sedimente waarin die organisme begrawe is, verhard het. Nou daardie sedimente waarvan ek die hele tyd praat, is eintlik modder wat uit grond, sand, klippies en kleideeltjies bestaan en wat in verskillende platlae of strata op mekaar lê, net soos 'n klomp pannekoeke. Ons noem dit sedimentêre gesteentes. Soos jy op hierdie foto kan sien wat in die Golden Gate Nasionale Park geneem is. As jy sand, grys, en klei en klippies in 'n bak water sou gooi, dit effens roer en laat staan vir 'n rukkie, dan sal jy sien hoe die swaarste deeltjies, soos die klippies, bykans onmiddellik afsak na onder, gevolg deur 'n ander laag bo op die klippies. Dit word weer gevolg deur 'n laagie sand en uiteindelik 'n fyn laagie modderige klei heel bo op.
So die laag met die laagste digtheid lê gewoonlik bo en die laag met die hoogste digtheid lê gewoonlik onder. In beginsel is dit presies wat gebeur het tydens die vloed van Noag, net op 'n baie groter skaal. Die wêreldwye katastrofiese skeurings in die aardkors het veroorsaak dat massiewe, moddergevulde tsunamies in siklusse vinnig oor die diep en toe vlak oseaanvloere gesnel het, sodat alles in die pad daarvan vernietig is. Grond en plante is uitgeruk en 'n enorme hoeveelheid sedimente en modder is in lae neergelê, terwyl dit miljarde der miljarde hoeveelhede plante en diere begrawe het in dit wat ons vandag die fossielrekord noem, wat sedertdien versteen het. Trouwens, ons kry fossiele, wat nou die oorblyfsels van plante en diere of hulle oorblyfsels is, slegs in hierdie sedimentêre laag, omdat hulle tydens die vloed daarin begrawe is. Hierdie fossieldraande sedimentêre laag bedek bykans 3/4, 75% van die aarde se oppervlakte. En nou weet jy hoekom. Dis alles as gevolg van die wêreldwye vloed. Die fossielrekord het niks met tydperke te doen nie. Dit het wel te doen met waar organismes voorgekom het en die volgorde waarin hulle deur die stygende sedimentbelaaide vloedwater begrawe is. Dis interessant dat daar 'n sekere volgorde in die fossielrekord voorkom. As ek dit nou baie vereenvoudig, is die orde soos volg. Heel onder kry ons die enkelsel mikroorganismes. Aangesien die vloed in die see begin het, toe al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek het, sou ons verwag dat enorme hoeveelhede modderige sedimente en mariene organismes deur die turbulente waters opgeruk sou word. Soos die vloedwaters die kontinente oorstroom het, is enorme hoeveelhede van hierdie vlak mariene ongewerveldes soos seesponse, slakke, inkvisse en krappe en ander seeorganismes vinnig na mekaar in die sedimente begrawe. Dit word deur amfibieë soos paddas en akedisse gevolg, volgende is die dinosourusse wat landlewende reptiele was, gevolg deur soogdiere en voëls. Meeste van die steenkool wat ons vandag nog steeds myn, is ongeveer 4500 jaar gelede weens die vloed gevorm. Die fossielrekord toon vir ons baie duidelik dat daar eens op 'n tyd 'n reuse katastrofe plaasgevind het en soos genoem is biljoene der biljoene plante en diere redelik vinnig in die sedimentêre laag begrawe waar hulle later in fossiele verander het. Nou hoe vinnig is vinnig nou eintlik? Het dit maande, weke, dae, minute of selfs sekondes geneem? 'n duidelike fossiel van 'n uitgestorwe see-reptiel genaamd die Ichthyosaurus ontdek. Dit wys 'n fossiel van 'n mamma wat amper klaar geboorte geskenk het aan haar lewendige babietjie. Slegs die mondgedeelte van die baba was nog in die ma se geboortekanaal gewees. Hierdie illustrasie wys dit mooi. Dit is duidelik dat albei baie skielik oorval en begrawe is tydens die vloed. En dit moes vinnig gebeur het, anders sou hulle of vrot geword het, of hulle sou deur aasdiere verslind gewees het. Die ander opsie, indien evolusie waar was, is dat hierdie ma vir duisende jare op die oseaanvloer gelê het, terwyl sy geboorte geskenk het aan hierdie baba. Alles terwyl die sedimente haar stadig oor duisende jare bedek en sy op 'n manier gefossileer het, sonder om te verrot en sonder dat diere haar geaas het. Wat maak vir jou meer sin? Vinnig of stadig? Daar is selfs 'n fossiel ontdek van 'n vis wat besig was om 'n ander een in te sluk. Met sy mond vol kos is hy en sy maaltyd so plat soos 'n pannekoek gesquish. Net die maaltydvis se stert het nog uitgesteek. Vir versiering. Of dalk net, sodat ons hierdie bewys makliker sou kon sien vir wat dit is. Dis duidelik dat dit 'n baie skielike gebeurtenis moes gewees het, veral omdat ons 'n fossiel kan sien van een vis wat besig is om 'n ander een in te sluk, voordat hulle skielik onder dik modderlaag begrawe is. Ander interessante ontdekkings sluit in gefossileerde jellyvisse. Kan jy dit glo? Dan is selfs gefossileerde reuse oesters, ongeveer 500 van hulle op 'n hoogte van 4000 meter bo seespieël in Peru ontdek. Hoe kon oesters ooit daarbo geleef het?
Wanneer 'n oester doodgaan, dan maak sy skulp oop. As die oester egter lewendig onder baie hoë druk begrawe word of baie skielik doodgaan, dan is die skulp toe. Hierdie massas fossieloesters se skulpe is almal toe, wat beteken dat hulle nog lewendig moes gewees het toe hulle skielik onder 'n massa sediment begrawe is en toe is hierdie areas nader aan die einde van die vloed opgedruk om die bergreekse soos die Andes te vorm wat ons vandag kan sien. Psalm 104 beskryf duidelik hoe die berge opgelig en die valleie weggesink het, as ook hoe die water tot in die nuwe oseaankomme afgevloei het. Die hele proses het beslis nie miljoene jare geneem nie, maar in werklikheid het baie vinnig gebeur. Ons gaan meer hieroor leer in die volgende episode. Tot 'n volgende keer, mag Liewe Jesus jou seën en veilig bewaar.